naam is Werner Smit. Ek's van Animotion, dis 'n company wat diereortese en protese maak. Ons is al 'n hele rukkie aan die gang. In 2019 het ons 'n naamverandering gehad, maar ons het ver voor dit begin. En ek kom van Pretoria, hier groot geword en hier gebore. Ek het nooit regtig geweet wat ek wil doen nie, tot ek 2 verskillende aanlegtoetse gedoen het. En dit was 2 jaar uitmekaar uit, niks, nie dieselfde mense nie, niks nie. En al twee se antwoord was ortese en protese. Ek het toe een keer gaan shadow by 'n praktyk en van daar af nooit teruggekyk nie. Ek het van die begin af daarvan gehou. Ek het mense ortotika en prostetika geswat. Terwyl ek geswat het, het ek diereanatomie gedoen en baie gehou van die diereanatomie. Ek het ook vir 'n ander maatskappy gewerk wat diereortese en protese maak. Terwyl ek geswat het en ek het van die begin af daarvan ook gehou. So ek hou nog altyd van diere en ja, dis min of meer ook by dit uitgekom het. So hoe die proses loop as 'n persoon ons kontak, hulle moet gewoonlik inkom of as dit van ver af is, dan stuur ons vir hulle 'n hele gips kit, 'n kit wat hulle dan gebruik om die gipsafdruk te neem, maar dit is gewoonlik 'n terapeut of 'n veearts wat die gipsafdruk neem. As hulle naby genoeg is, dan sal hulle inkom. Ons neem die gipsafdruk en die mate wat nodig is, alles wat nodig is, dan maak ons daai gipsafdruk vol en dan haal ons die gips wat ons gebruik het af. Dan het jy nou die oordentlike replika van die vorige of van die poot wat jy 'n afdruk van geneem het. Ortese is iets wat 'n poot help wat nog steeds aan die lyf is, maar net swak is of seer gekry het. 'n Protese is iets wat die lidmaat vervang. So as hy afgesit is of verlore is, dan is dit wat hom vervang. Daar is 'n kameelperd op die oomblik wat stitte aan het in Uganda en dit is ongelukkig baie keer die opsie tussen lewe en dood, omdat die kameelperd se bene is verskriklik skeef aan die voorkant en hy kan nie so aangaan nie, hy kan nie so lewe nie, dit is nie eties korrek nie om die pasiënt om hom so te laat aanhou lewe, want dit raak net erger, dit raak nie beter nie. So die veearts en die eienaar het gesê mens moet maar ongelukkig so daaraan dink dat die kameelperd amper alreeds oorlede is en ek moet net alles doen in my vermoë om basies sy lewe te red. Die meeste pasiënte wat ek help is honde en dit is gewoonlik maar so 75% van wat ons doen. Die res is ander tipe stitte wat gewoonlik nie kniegstitte is nie. Ongelukkig 75% van diere wat probleme het wat na ons toe kom is kniegstitte. Is kruisligamente wat seer kry. So my mees uitdagendste projek sover uitdagend, maar ook lekkerste projek was 'n klein renoster met die naam Kulisi. Kulisi was gevang deur hyenas. Sy ma het hom gehelp gered, maar hy het alreeds baie seer gekry. Renosters het 3 tone en 2 van die tone was alreeds afgeëet. Die veearts het redelik baie probeer met allerlei medikasie en verbande en goed om die wonde te help genees, maar dit wou nie genees nie omdat hy heeltyd gewig dra op die poot en 'n wond wat drukking vat heeltyd kan nie genees nie. So die veearts het toe ons ingeroep om te help, vir my om te help en ek het 'n protese gemaak vir die renoster om die gewig te versprei om die wond sodat daar nie gewig op die wond self is nie, maar reg rondom en boontoe op die been. So in die manier kan die renoster nog steeds gewig dra, kan die spiere gebruik en alles en dit help dat jou bloedsirkulasie beter is. So dit help ook dat die wond vinniger genees, maar ook dit haal die gewig van die wond af.
Ons het 'n redelike paadjie gestap met Kolisi, maar hy het 4 proteses gekry. Daai wond het baie mooi toegegaan. Hy is vandag 'n volgroeide renoster en 'n lewendige, gelukkige renoster wat hopelik vir ons 'n bietjie kleintjies kan maak.